Hallo almal. Goed, die laaste keer wat ek gepraat het was toe ek matriek klaar gemaak het. Op my 19-jarige ouderdom, ek is net klaar met matriek, die 5de April. Toe besluit ek, okay, ek loop nou van Kriel af Teensee myn toe. Ek wil kyk hoe lank vat dit om so 'n dag weet so toe te loop. En nou, ek het geloop. Ek het 5 uur begin, 20 voor 7. Toe 20 oor 7, ekskuus, 20 oor 7. Toe kom ek op die myn in. En ek het so op my horlosie gekyk, 20 oor 7. Toe ek weer kyk, is daar 'n swart agter my. Ek het ongeswak, ek het hom gevra wat soek hy. Sê vir my, maak die sakkie kom. Sê ek ek gaan nêrens saam met jou nie, en hy gryp my. En ek ruk weg, ek sê vir hom, ek gaan nie saam met jou nie. Hy sê vir my, ek moet net saam met hom kom. Ek sê, ek gaan nie. Wat soek hy? En volgende oomblik toe gee hy my die eerste hou. Weet jy, vuishou en dit. En ek keer toe die vuishou en ek probeer omswaai en weghardloop en dit. En hy gryp my en hy sleep my daar uit die mynhekke uit, daar langs die pad in die bosse in. En hy gooi my daar neer en hy is bo op my en hy sê vir my nie, hy gaan my nou verkrag. Hy gaan my nie verkrag nie. En so hy my probeer verkrag en dit. En so draai by my beld kom, steek ek my maag uit, so ver as wat ek kan, sodat hy nie die beld kan loskry nie. En dan slaat hy die rook uit my uit. Ek probeer afkom, en ek skree en gaan te kere, ek gooi my bene so in die lug, hulle die mense wat langs die pad ry, op die hoofpad, my kan sien, maar niemand sien my nie. Kom op 'n wy, kom ek los, en ek hardloop in die mynhekke weer in. En so wat ek in hardloop, toe kyk ek om te kyk waar is hy. Toe trap ek in 'n gat. Toe val ek weer neer. En toe ek val, toe sy bo op my. Toe sê hy, nou gaan ek jou doodmaak. En ek skree en ek gaan te kere, maar daar is niemand wat my kan kom help nie, want die mynhekke is 'n hele end van die huise af. En die klap is weer daar tussen die huise en dit, en die musiek speel, en al daai goed, blykbaar, en die klap, het die mense my gehoor, binne in die klap, het hulle my gehoor skree, maar het nie geweet van waar of het kom nie. So niemand kom my help het nie. So het ek met hom beklei, wat hy my gesê het, altyd, hy gaan my nou doodmaak, dan gaan hy my verkrag, en dan sit hy bo op my, en dan met sy ene hand burg hy my, die ander hand slat hy die rook uit my uit. Ek moes gekies het, of ek vat die oue, en dan laat hy my val waar hy wil, of ek keer vir my nek, om daai hande weg te kry, dat ek nie bewusteloos raak, of kan doodgaan nie, want dit besig om te beburg. Toe vat ek maar die oue, laat die goed maar val, ek moet my lewe spaar. Ek het kragte gekry, daar, wat ek nog nooit in my lewe gehad het voor die tyd. En daai kragte het ek nog nooit in my lewe gekry nie. Wat ek vir hom sê, okay, ek sal self uittrek. Ek moet my los. Maar die ouwe my vassoek, hoe kan ek losmaak as jy my vas? En so draai my los, hardloop ek. En as ek hardloop, dan het hy my dan, soos weer iets grond in, en dan slaat hy weer die rook uit my uit, en hy burg my, en hy probeer my beld loskry, en hy probeer my broek loskry, en al die goed, ek het die denim aangehaad met die beld, en so het het aangegaan tot 20 voor 9 aand toe. En toe hoor ek, so wat ek skree, hoor ek, swart is, klaar by die mynhekke. Hy hoor het ook, swart is wat praat. Want ek is agter die rotse van die mynhekke. So, hulle kan my nie van die pad af sien nie. En hy hoor ook toe die swartes praat. Toe kom hulle van die myns af. En, sorry, ek so onder die brug. En, toe het hy opgespring en hy het gehardloop, en ek het gehardloop, ek het voor 'n kar ingehardloop. Toe hardloop ek voor 'n kar van 'n vrou en 'n man met 2 kindertjies, 2 dogtertjies. Kinders was
van hulle kop af. Ek was van my kop af, die ou het nie geweet wat om te doen nie. Hy sê toe vir my, ek moet voorsit, sy vrou sal agter sit by die kinders en die kinders rustig kry. Op pad, ek weet polisiestasie toe, Rob Kriel, loop die swarte met sy vriend, langs die pad as niks gebeur het. Maar ek het nie geklik nie, weet ek is toch in skok. Toe ek by die polisiestasie kom, toe is Blackie daar, en ek loop agter die ou aan, maar ek is so naby aan die ou, wat ek is so bang. En hy het sê toe, weet hy het my ingebring, Blackie vra toe vir hom, weet ek nie, ek was agter hom uit, en hy sê, kyk by sy, hy sê, Veloka, hoe het ek geweet, dit is jy? Sê vir Blackie, moet nie begin nie. En Blackie vat toe my verklaring, maar ek is in skok, ek drink meer water, en elke keer uit die badkamer uitkom al, ek bly water drink, weet, vir die skok, ek kry nie genoeg water in nie, ek rook sy hele pakkie 30 Pieter Stuyvesant klaar, weet, ek is nie myself nie, weet, ek weet sokke trauma, wie gaan hulle self wees, en hy sê toe vir my, okay, moet hy my terugvat teen see toe, ek sê vir hom nie, ek gaan nie terug teen see toe, na jou huis, so wat het gesê, hy gaan terugkom, nee, ek gaan nie terugkom teen see toe, toe, het hy my na my tannie toe gevat, my tannie het my gevat, hy volgende dag, die aand, toe vat my tannie en haar buurman, na die hospitaal toe, na Bethel, maar ons het daar gesit vir 4 ure, hulle het my nie gehelp nie, toe ry ons my huis toe, ek is gelukkig nou nie verkrag nie, maar ek is aangerand gewees om verkrag en vermoord te word, en toe gaan ons by huis toe die volgende dag, toe is my oupa daar, toe ek my oupa sien, toe begin ek daai, toe ek so gehuil, weet, geen meisie wil het hê nie, my oupa het my vastgehoud, my gesê, ek moet nie worry, ek is veilig, dus van daar af het ons Villiers toe gekom, ek was bang gewees om my ma te sien, maar my ma het dit aanvaar, en my ma het my ondersteun, van daar af, toe het ek nie weer in die straat ingegaan, weet, alleen nie, want hy swart het ons gesê, hy kom terug, al het dit in Mpumalanga gebeur, ek is nou in die Vrystaat, maar enigiets kan gebeur. Toe het ek vir 28 jaar, as hy sonsak, het ek nie in die straat ingegaan nie. Ek het vir my kop afgegaan as ek alleen in die straat moes geloop het. Ek kon dit nie hanteer het nie. Ek kon nie. So dit het my 28 jaar gevat om oor die storie te kom. So mense, dit gebeur net so. Net so. So asseblief, hou julle veilig en kyk wyd soos 'n perd kyk. Moenie in die dinge gaan wat nie nodig was nie. Daai tyd was dit nog veilig geweest vir ons. Vandag is jy eens meer veilig in jou eie huis nie. So asseblief mense, hou cautions en wees veilig. Love you, bye.